Goeiedag. In hierdie video gaan ons kyk na die middelpuntsformule. Dit word veral in analitiese meetkunde gebruik en dit hoort in graad 10 en ouer. Ons gaan kyk hoe die formule van twee kante af hanteer kan word. Die eerste vraag sê, bereken die koördinate van D, die middelpunt tussen A met hierdie koördinate en B met hierdie koördinate. Die formule wat ons gaan gebruik is hoofletter M. Die x-koördinaat van die middelpunt sal wees x2 plus x1 op 2, punt, komma, en dan die y-koördinaat van die middelpunt sal y2 plus y1 op 2 wees. Party mense skryf dit andersom, dit sou ook gewerk het, as jy die x1 wil voorsit met die x2 agter, so maak jy net plus, dan die y1 plus die y2 agter op 2. Nou kan ons of hierdie stel koördinate 1 noem, en hierdie stel 2, ons kan hierdie stel 2 en hierdie stel 1 noem. Ek het soos hierheen toe die koördinate stel 2 genoem, so hierdie sal die x by die tweede koördinaat wees en y by die tweede koördinaat, dus kom ons die x2 en die y2 skryf. Dan sal hierdie die eerste stel koördinate wees, dan sal daai x by die eerste koördinaat wees en y by die eerste koördinaat. Nou kan ons hierdie net invervang in die formule in. Ek hou dan daarvan, om het so te skryf, die middelpunt van AB, sit my streepie my 2 onder, plus die daar en daar, dan kyk ek x2, wat ek daar gaan kry, vervang ek daarin, in hakies, dan plus ek x1, wat ek daar gaan kry, vervang ek hierin, ook in hakies, dan sit ek my punt, komma, dan kry ek die y2, wat ek daar gaan kry, en ek vervang hom hierin, in hakies, en dan vat ek die y1, wat ek daar gaan kry, wat min 2 is, en ek vervang hom daarin, ook in hakies. Dan vereenvoudig ons net hierdie bokante, dan kry ons 'n minus 2 hierbo, en behou die 2 wat onder was, punt, komma, daai bokant gee ook vir my 'n 2 op 2, en dan is my antwoord, die middelpunt van AB, is dan min 1 en 1, is die nuwe stel koördinate. Stop asseblief die video, en planeet jou brein hierom. Ek stel voor dat jy hierdie vraag so 2 of 3 keer moet deurwerk, want hy is die enigste een wat die baie kinders mee sukkel. Hulle sê hierso, indien D minus 1 en 1 die middelpunt is tussen A, wat 'n slegte koördinaat is met 'n A en 'n B, en B minus 4 en minus 2, bereken wat die A en die B is. Nou, analitiese meetkunde vra vir jou om goed te analiseer. So ek het vir ons 'n kartesiese vlak gaan teken, vir ons die B se koördinaat hier ingesit, die middelpunt daar, en dan wil die A nou hê. So, nou wat gaan ons nou maak? Ons gaan nou hierdie lelike en die mooi koördinaat gebruik in ons formule. En ons gaan nie skrik vir hierdie een nie, ons gaan net 'n bietjie laat wag. Eerste ding wat ons doen, ons skryf die middelpunt se formule neer, wat ons nou klaar geleer het. So ons gaan hierdie dan x1 en y1 noem, en daai x2 en y2, jy kan dit ook omgeruil het. Dan gaan ons hierdie nou hier in vervang. Dan vervang ek die x1 wat A is daarin, plus die x2 wat min 4 is in 'n hakie daarin. Dan gaan vat ek die y1 wat hier staan, wat 'n B skryf ek daarin, en y2 wat daar staan in min 2 sit ek daarin met 'n hakie. Nou skryf ek hierdie bietjie net netjies eroor, dan lyk hy so, punt, komma, skryf daar 'n bietjie netjies eroor, dan lyk hy so. So hierdie is dan nou die middelpunt tussen daai twee koördinate. Maar het my gesê dat die middelpunt is min 1 en 1. So daai is die x van my middelpunt, hy sal min 1 wees, daai is die y van my middelpunt en hy sal 1 wees. Nou maak ons twee aparte vergelykings. Ons sê daai is min 1, ons skryf dit uit. So hom nou uitsorteer. Dan skryf ons daai is 1, skryf ons net langs mekaar neer. Nou los ons net hierdie twee vergelykings apart op. Ek begin met die linkerkant die 1, ek gaan hier maal met die KGV. So as jy maal met 2 aan albei kante, kry jy A min 4 is gelyk aan minus 2, dan wil jy die A alleen kry. Dan plus jy 4 aan albei kante, dan kry jy A is gelyk aan 2. Nou doen ons dieselfde hierso. Ons maal eers met die KGV, wat dan 2 is, dan kry jy daar maal met 2 en daar maal met 2, kry jy B minus 2 is gelyk aan 2, dan bring jy die 2 net oor, dan kry jy B is gelyk aan 4. So die koördinaat van A, wat A en B was, wat lelik was in die begin, is nou 2 en 4. Die vraag was, bereken wat A en B is, so jy sal sê dat A is 2 en B is 4. As jy dan op die skets gaan kyk, so jy sien, daar sal dan 2 en 4 wees, dan sal daar die middelpunt wees tussen A en B. Stop ek hier die video en kry net jou brein om hierdie laaste sommetjie. Draai asseblief aan wie van die video gehou het al dan nie en teken gerus in op die kanaal. Indien jy 'n probleem vasloop, 'n wiskundeprobleem wat jy nie kan oplos nie, kan jy die probleem vir ons met 'n duidelike WhatsApp foto aanstuur na hierdie nommer toe.
dan ons dit vir jou probeer oplos en so gou as moontlik verniet vir jou antwoord terugstuur. Geniet die wiskunde.